Shalom geliefdes. Uh, ek wil net met u vlugtig deel oor God se roeping in ons lewe. Dit is iets wat my altyd gefascineerd het oor hoe God ons roep en waarvoor hy ons roep. In die boek van Korintiërs 1 Korintiërs 1 vers 9 sê God is getrou wat ons geroep het tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. So God het ons almal geroep om gemeenskap te hê met sy seun Jesus Christus. Right? Maar dan is daar ook vir sommige van ons is daar ook tydperke van waar God ons roep om spesifieke dinge te doen. En dan as God ons daarvoor roep, dan plaas hy baie spesifieke mense in ons lewens. En deel van daai proses van waarin ons roep en waar ons in voorbereiding gaan dit gewoonlik gepaard met baie moeilike tye en strandtye in ons lewens. Want dit is bedoel om ons na die beeld van Christus te kry, maar ook om sodat God sy wil in ons kan uitwerk. Iets wat my baie getref het, is hoe God vir Abraham geroep het. God het nie net Abraham geroep sommer net so, sonder dat daar nie 'n definitiewe plan was van waartoe en waarna toe God hom gelei het nie. Die woord van die Here sê in Genesis 11, begin hy te vertel van Abraham, gee die stamboom van Abraham en van sy pa Terah en van sy broers. En in hierdie gedeelte dan praat die Here van hoe Terah besluit het om na die land Kanaan te gaan. En daardie land was 'n onbekende land vir Terah. God het hom uit die land van Oer van die Galdeërs het hy getrek met sy familie, met sy seun Abraham en sy vrou en dan sy kleinseun Lot het Abraham dan Terah dan uitgetrek uit Oer uit. Maar wat baie interessant is van hierdie gedeelte is dat die woord van die Here sê en die dae van Terah was 250 jaar en Terah het in Haran gesterwe. So op pad na die land Kanaan toe sê die woord van die Here dat Terah by 'n plek gekom met die naam van Haran. En Haran beteken rotsagtige plekke. Maar daar het Terah gaan bly. Hy het daar tent opgeslaan en hy daar vir 'n redelike tydjie daar gebly en rykdom bekom en vee en allerlei dinge waarmee die Here vir hom geseën het hy in Haran gebly. Geliefdes, dan toe Terah sterwe, hy was soos die Bybel sê 250 jaar oud. Toe Terah sterwe, sê die Bybel in Hoofstuk 12 vers 1, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Sodra Terah sterwe, nou hy was op pad, het gevoel hy wil 'n skuif maak in sy lewe. En hy het gevoel hy wil uit sy land trek. En uit daardie besluit het van hom na die land Kanaan, na onbekende land, het hy later by Haran gekom en daar het hy gebly. Dit lyk asof Terah en sy vader, Terah sy vader, hom eintlik weggebring het, want dit is vanaf Haran dat die Here met Abraham praat en vir Abraham sê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis
na die land wat ek jou sal wys. Hier lyk dit asof Abraham Tera, Abraham se vader, hom tot op 'n sekere punt gebring het. En dan daarna, toe hy sterf, toe lyk dit asof hy nou oorgegee was aan God nadat sy vader uit sy lewe uit was. Nou was hy oorgegee aan God en dit lyk asof Tera hom gebring het tot op 'n sekere punt en daarna het God oorgevat vir die doel waarvoor God Abraham geskape het. Sy vader het hom tot op 'n punt gebring. En daarna, daar sekere tye wat ons moet let go, wat ons moet oorgee. Die probleem is net dat baie van ons manne is paas en nie vaders nie. En hulle ken nie die Here nie. En dit hoef ook nie noodwendig te wees dat jy die Here moet ken om die regte ding te doen. Verstaan? Dit is hoekom ek sê, ons is baie keer toekomsbewus, maar nie ewigheid ingestel nie. Ons kom tot op 'n sekere punt en dan dink ons om vir onsself rykdom en dinge te bekom in die lewe. Dink ons of wat ons geword het in die lewe is genoeg vir ons. Maar verder, toe sy pa weg is, want sy pa was op pad, maar dan sien ons, Tera het op pad by Haran gebly en daar gesterwe. Soms stagneer ons omdat sekere dinge in ons lewens gesterf het. Ons stagneer omdat ons voel sekere dinge het ophou in ons lewens. Dinge wat die Here mee begin het in ons lewens. Onwetend. Abraham het nie geweet dat die land waarna toe sy pa op pad was, ook die land sou wees, waarin God hom sou roep om 'n nuwe nasie te begin nie. Verstaan nie? Dis hoekom ek sê, soms stagneer ons omdat sekere dinge in ons lewe gesterf het, of dit stilstand gekom het. Dan kos dit die Here om ons verder te neem. Soms moet die Here ons roep waar ons vasgeval het, waar ons stagneer het. Soms moet die Here ons roep daaruit. Waar is jou vader? En tot waar het jou vader jou gebring? Tot waar het jou vader jou gebring? Ek het gesê, Haran beteken rotsagtige plek. Bergagtige streek. Waar het jy vasgeval? Het jy in moeite vasgeval? Het jy in wêreldse begeerlikhede vasgeval? Het jy in dinge vasgeval wat jou hele lewe verswelg het? Of het jy vasgeval in 'n tydperk toe jy sekere dinge in jou lewe verloor het en moes afstaan? Kyk, die Here het geweet Tera gaan dit nie maak nie, om die reis te voltooi nie. Die Here het geweet Tera gaan dit nie maak om die reis te voltooi nie. Maar God wag vir Abraham by Haran. Baie keer word die plek waar ons vasgeval het, word baie keer die plek waar God vir ons wag om oor te neem in ons lewe. Is dieselfde wat met Josef gebeur het, toe Josef se broers hom in hy put los, en toe hulle hom verkoop aan die Ismaeliete, sê die Bybel, en God was met Josef. In baie van dese lewens vir wie hy geroep het,
het daar tydperk aangebreek, waar hulle agtergelos was, waar hulle vergeet was, en waar dit gelyk het, niemand gee om nie. En vir hom, as 'n nuweling, moes hy sonder sy vader aangaan. En soms word die plek waarin ons vasgeval het, vir ons 'n comfort zone. Dit word 'n comfort zone. En ons sal liewers in hy bergagtige, hy moeilike plekke wil bly, as om verder te wil gaan, na dit wat vir ons onbekend is. Dit is hoekom ek so gefascineer was vir al hierdie jare, in die roeping van die Here. En sy deling met diegene wat hy roep, spesifiek roep. Ek praat nie nou net van enige een wat sommer nou net vir homself 'n naam maak of 'n naam gee of sê ek is dit en ek is dit. Ek praat nie van daai snerp nie. Ek praat van wanneer die Here regtig waar op jou 'n las geplaas het om sy werk te doen, vir die werk wat hy vir jou uiteengesit het. Verstaan nie? Jy sien, Terra se Kanaan, die onbekende land, was God se beloofde land aan Abraham en sy nageslag. En wat beloftes betref, van wanneer die Here dit maak aan ons, en ons gaan deur ons dinge, ons gaan deur die prosesse waardeur ons gaan van ons lewens, die moeilike prosesse van waardeur ons gaan, dan kan ons sien in die woord van die Here, hoe die manne moes wag vir daardie beloftes om waar te word in hulle lewens. Ek sê altyd vir die mense, ek is nie gewink nie. Ek is geroep. Ek is nie nader gewink nie, ek is geroep. En soms is daar so baie verskonings in ons lewens, waarmee ons wat deel geword het van die vasval in ons lewens. Dat ek dink aan toe Samuel, toe die Here vir hom sê, hy het Saul as koning verwerp, moes die Here agterna vir Samuel vra, hoe lank sal jy treur oor Saul? En hoe lank sal jy treur oor diegene wat jy agter moes gelaat het? Miskien was daar 'n sterftegeval, miskien was daar 'n opbreek in verhouding geval, miskien was wat ook al in jou lewe gebeur het, waar jy mense moes agterlaat, gedwonge en verder moes gaan. Miskien is dit daar, maar ek wil vir jou vra, hoe lank wil jy treur oor dit wat jy agter moes gelaat het? En hoe lank wil jy treur oor mense wat nie meer saam met jou saamstap nie? Daai is 'n verskriklike ding om in vasgeval te wees. Want jou hart weier om saam te stap, want die courage en die sterkte wat ander vir jou gebied het op sekere stadiums in hulle lewe, ontbreek nou, is net nie meer daar nie. Abraham moes sy broer, sy vader het gesterf, maar hy moes sy broer Nahor agterlaat. Hy moet sy broer Nahor agterlaat nadat sy vader gesterf het, om na die land te gaan wat God vir hom sou aandui. Maar hy doen hierdie ding, hy vat sy ander broer se seun Lot, en vat hy saam. En ek wil sê, oppas vir wie jy saam vat in jou lewe. Dis 'n harde les wat ek geleer het in my lewe, keer op keer, omdat ek nie wou luister nie. En gewoonlik as ons nie wil luister, dan kom jy seer saam met die ongehoorsaamheid, van nie wil hoor nie. Oppas vir wie jy saamvat, na jou doel in die Here. Wat is jou doel? Dink jy hou vas aan iemand omdat daai persoon jou daar gaan uitkry? Dink jy hou vas aan mense omdat daai mense jou gaan help om daar uit te kom?
Vir jou sal dit 'n beloofde land wees, omdat die Here beloftes gemaak het in jou lewe. Maar vir ander sal dit 'n onbekende land bly. Lot moes vlug uit die gedeelte uit wat hy gekies het, en hy het al die groen gedeelte langs die rivier gekies vir homself. Maar later toe eindig hy op in Sodom en in Gomorra, waar die Here die twee stede vernietig het, as gevolg van die sonde van daardie volk, die mense van daardie stede. Onthou, vir jou sal dit 'n beloofde land wees, maar diegene met wie jy saamgaan, raak dit soms net 'n onbekende land. Maar hulle bly by jou om te kyk wat hulle daaruit gaan kry. Ek wil weer vra, hoe lank wil jy treur oor mense, oor wat mense van jou dink, wat hulle van jou sê, en hoe hulle oor jou voel, en hoe hulle jou behandel? Mense, hou op om lui te wees. Mense wil mos sê, godsdienstig is, en sê, ek vra nie vrae by die Here nie. Nee, is dan die Here wat sê, jy moet hom vra, en hy sal jou antwoord. Kom uit jou Haran uit. Kom uit jou Haran uit waar dit bergagtig is, rotsagtige streek is. Kom uit jou Haran uit waar jy mense afgestaan het aan die dood. Kom uit jou Haran uit waar jy jou familie moes agterlos, jou vader se huis moes agterlos. Kom uit jou Haran uit. Wanneer die tyd aanbreek vir God se doel om deur te breek in ons natuurlike lewe, dan begin die komplikasies gewoonlik. Wanneer God begin deurbreek in ons lewe, in die natuurlike gedeelte van ons lewe, dan begin die komplikasies. Gewoonlik mense ignoreer jou en mense misjudge jou. Hoekom? Jy sien, met die roeping van God kom sy salwing. Met die roeping van God kom sy genade saam met jou. En die salwing van die Here kom nie cheap nie. Dit kom nie goedkoop nie. Ons sal betaal met ons lewens vir dit. Ons sal betaal. Waar was jy voorheen? Voorheen? Die Bybel sê van Dawid was die familie se skaapwagter. Maar God het hom agter die skape gehou om te leer hoe om koning te wees oor God se volk. Verstaan jy? So met God se roeping gaan die proses saam met wat jy leer en die proses saam van verandering. Dis hoekom God heel eers te begin by diegene wat hy roep. Voor hy enige veranderinge bring in ander, begin hy in sy lewe in ons lewe met diegene vir wie hy roep. Verstaan jy? Want die roeping van God kom nie sonder die verantwoordelikheid om op te tree in die gees van Jesus Christus en in die salwing van die Heilige Gees. Kom, laat ek vir u bid. Vader, in die naam van Jesus Christus, ons dank u dat u ons roep na u toe om gemeenskap te hê met u. En dan roep u ons ook spesifiek om dit wat in die hart is te toon aan die wêreld en aan die mense. Help ons in Jesus se naam om die roeping so te aanvaar dat ons bereid sal wees om deur die prosesse van hierdie roeping gaan. In die naam van Jesus Christus. Amen.
Shalom.